ons wil ons eie Bybel skryf, ons wil ons eie manier skryf hoe om God te dien, en as ons nie daarvan hou nie, dan skryf ons dit een kant toe net. Luister, ek en jy kan nie leef soos wat ons wil leef, die koninkryk van die Here met ons eie reëls nie. Daai ding wil ons hard stamp in die reeks net. Daar's 'n koning, en ek en jy is sy vriende, word sy vriende genoem, maar ons is sy diensknegte. Hallo Gerrie. Môre, Rias, middag. Vanaand, wat sê ek vir jou? Ja, goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. Ek hoop dit gaan goed. Dit gaan met ons altyd goed. Ja, dit is goed om te hoor. As ons nog een goed sê, dan moet mense weet dit is goed. 7 keer of 6 keer was dit goed geweest. En toe gaan rus ons amper meer soos die ritme in jou lewe, die gereelde rus ook. Ja, ek lees daai deel het ek in die Bybel gemis. Ek lees die 7de dag heeltemal mis die hele tyd, ongelukkig, maar ja, ons gaan voort en ons is besig met die koninkryk van God. Ons is in die tweede week oor hierdie reeks, laas 'n bietjie fondasies gelê. En van hierdie week kyk ons bietjie meer na spesifieke ritmes, spesifieke sleutels van hoe om die koninkryk te leef. Ja, en dit raak ongemaklik. Ek dink dis die groot ding van om in enige koninkryk te leef. Dis nie jou koninkryk nie. Presies, dis wat ons laas week gesê het. En dis die fout wat ons maak nie. As ons oor die koninkryk van die Here praat, Rias, dat ons hierdie idee dat dit ons reëls is, ons moet nie van doen is, en hoe ons wil, wanneer ons wil, terwyl, as jy na my huis toe kom, Rias, kan jy nie doen wat jy wil nie. Ja, dis my reëls. Ek gaan jou welkom heet, maar dis my huis, my house, my rules. Ja. En dit is belangrik, ons mis dit baie keer. Ons het 'n sekere idee van die reg wat ek het in 'n koninkryk. Ek het 'n sekere reg en gegee, jy het regte, maar terselfdertyd, dis die koning wat vir jou dit gee. Dis nie jou stem wat dit vir jou gee nie, maar as gevolg van hierdie koning het jy 'n stem. En ek was nou nie self Sondag teenwoordig in die diens nie. Jy was weer afgewees. Ja, weer afgewees. Daai 2 keer per jaar wat ek afvat, is verskriklik. Hoe durf jy? Ja, ek mag nie dit doen nie. Werk nie so nie. Maar ons is besig om bietjie regheid met mense te praat. Ja, ek dink dit is belangrik. En ek dink dit is wat ons in hierdie reeks wil doen. Eers moet ons die eie ongemak in ons eie harte beleef, en dan moet ons dit in ander ouens harte bring net. So vanoggend gesels ons miskien oor iets wat ons gister in die diens gesels het, miskien die mees glamoriste preektema is nie, maar in die koninkryk is dit 'n absolute fondasie, dis gebed. Ja. En vir iets wat so belangrik is, sukkel ons met dit. Ons sukkel geweldig daarmee dit. Weer eens die ritme van Jesus, en ek en jy hou baie van ritmes en die dissiplines om daar te gesels, maar die ritme van Jesus was gewees in die oggend, wat het hy gedoen? Het gaan bid. Die aand het hy gaan bid. So, en Jesus se dag was besig gewees. Maar hy het dit nodig geag om die koninkryk van God te leef met hierdie ongelooflike ritme van gebed, want hy het verstaan hoe belangrik dit is. Vir my, En ek en jy, Rias, dink ons kan sonder dit klaarkom. Ja, ek dink 'n groot ding, en gereformeerde kollegas moet my nou nie met 'n klip gooi oor die skerm nie. Ons besef nie wat die stilte tyd konsep is altyd in die Bybelse tyd nie. Want die ouens het gebid. Die Bybel, hulle het nie, daar was nie 'n Bybel nie, dit was die Bybelse tyd. So as hierdie ouens gaan stil word het, as Jesus gaan stil word het, dis wat hoe belangrik gebed was. Dit was al wat daar was, om te gaan en te bid. En ons omkring hierdie bid, of ons maak bid 'n klein begin en 'n klein einde van ons eintlike tyd met die Here. En ek sê nie om baie tyd in skrif te spandeer is verkeerd nie, ons moet dit verseker doen. Maar ons moet besef dat vroeë Christendom voor 300 jaar voor Christus, ek dink eers aan die einde van die jaar 100, iewers in 65, toe daai Irenaeus en Papias, toe hulle begin praat oor die evangelies en goed, toe begin die feit dat jy iets kan lees van Paulus, Petrus, nie eens die evangelies nie, dit was nog nie eens 'n vasgestelde ding nie, kon hulle iets gaan sit en lees, so jou stilte tyd was gebed. Ja. En nie kort nie, en Jesus het vir ons gewys, die vroeë Christen het vir ons gewys, is dat om by die Here uit te kom, of sê maar by my vrou uit te kom, lees ek nie net 'n boek oor haar nie. Dis wonderlik, as ek haar storie ken, en weet waar sy afkom, maar ek kyk haar in die oë, en ek praat met haar. Dit is wat gebed oor is, en ons het gister gesels oor die eerste sleutel van gebed om in die koninkryk te leef, is om te besef dat gebed is kommunikasie met die koning. So as ons is in sy koninkryk, ons leef in sy koninkryk, en dan moet ons met hom praat nie. Dan sê hy die ongelooflike mooie uitnodiging in Hebreërs 4 vers 16 in die Engels sê, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So as hier die uitnodiging, Rias, van die koning,
dat ek en jy met hom kan praat in sy koninkryk nie. Nou in die Bybelse tyd en in die medieval times, enige ou die koning se koninkryk in voor sy troon gaan staan. Jy was of in die moeilikheid gewees, of jy was gesummons gewees, maar jy het nie sommer daar gaan staan nie. Die troon van die koning was beperk gewees net. En die gewone ouens het half so van 'n rigting af gekyk net. Jy weet as jy nou Engeland toe gaan en jy staan daar, jy weet dan kyk jy so van 'n afstand af net en dan wave jy. Maar Hebreërs 4 vers 16 gee vir ons 'n uitnodiging dat ek en jy as gewone mense, sondige mense wat gekoop is in die bloed van Jesus, wat in sy koninkryk is, voor sy troon kan gaan staan, en met hom kan gaan praat, en daar is die fondasie van gebed, dat ons uitgenooi word, om met die koning te praat in sy koninkryk. Ja, en as jy, in die ou dae wat hulle hof gehou het, as jy regtig op daai punt kom, wat iets baie ergs is in jou lewe, kon jy nou gaan in die ry staan, en na die koning toe beweeg, en so dan prep hierdie ouens die koning en sê, jy moet nou sit en jy moet bevelle en uitspreek, jy moet die mense hoor, want nie as 'n ding van jy wil hoor wat die mense sê nie, maar as die ding van die mense moet sien, jy luister vir hulle. Maar ook die catch-22 van dit was, is dat, as jy vir die koning gaan staan met jou petisie, en dis nonsens, dan, hulle sluit jou sommer toe, dis al, hierdie man mors my tyd, vat hom na, en die konsep van 'n koning wat bereid is, of wil hoor wat ek het om te sê, is nie net, dit moet die slegste wees, dit moet 'n saak wees wat regtig hom aanraak, en by my eintlik persoonlik aanraak, voor ek enigiets mag sê. Anderster, soos jy sê, geen gewone mens kan voor hom kom nie, en ewe skielik is hierdie iets anders half. Bedoel jy reg dat God vir my wil hoor? Ja. En dat hy, al is dit hoe klein of maak nie saak wat dit is nie, maar hy wil hoor, en jy kan net dink wat in iemand se hart aangaan om te weet dat ewe skielik wil die koning ons, hoe wonderlik kan dit nie wees dat 'n koning wil hoor wat ek vir hom sê, maar baie keer ons doen dit nie so nie. Ons is net so half, moet bid. Ja, en dis die andersheid van ons koning, nee? Ja. Dat ons koning wil naby ons wees. Hy wil by ons wees, net. Hy sit nie ver weggesluit in 'n paleis en ons is daaronder nie. Ja. Hy wil by ons wees, net. En die mooie uitnodiging van Hebreërs 4 sê vir ons dat, wanneer ons met hom praat, is daar twee goed wat hy graag vir ons wil gee. Die Engels sê het so mooi, Afrikaans, die woordeskat is bietjie beperk daarso, maar hy sê dat we will receive grace and mercy. So wanneer ons met die koning gesels, dan kry ons twee goeders. Ja. Grace and mercy. Mercy is dat hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Ons verdien sy oordeel, ons verdien sy teregstelling, ons dissipline. Wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons, he shows us mercy. Ja. Dan gee vir ons genade, oorvloed, nee? As iets wat ons in die lewe nodig het, elke dag, it's grace and mercy. Ja. En wanneer ons met hom praat, met die koning, dan gee hy dit vir ons elke liewe dag, net. En hoe simpel is ons eintlik dan nie? Om nie met hom te praat nie. Ja. Want ons het dit nodig. Ons het grace and mercy nodig, Rias, in hierdie wêreld en die gebrokenheid van hierdie wêreld waarin ons onsself beleef het. Ek en jy elke dag. We need the grace and the mercy of God net. So hoe kan ons leef soos wat ons wil leef? En ons duik in die hek. Want ons besef die Here, ek het I need your grace and your mercy. En as iemand luister of kyk vanoggend na die program en you need God's grace and mercy, dan nooi ons uit dat ons met confidence, met vrymoedigheid kan gaan. In die as geval van wat ons gedoen het, tipe van Jesus se werk in die kruis gedoen het, dat ons voor sy troon kan staan, en ons kan dit kry. Ja, ons, hierdie prentjie van 'n God en 'n koning en 'n persoonlike, ek dink dis baie keer, ons in ons gebede en hoe ons dit doen, weerhou ons daai persoonlike element, want ons verstaan nie altyd genade, God se genade so lekker nie. Ons verstaan dit eintlik glad nie. Ons hoor ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, maar dit is nie so intiem gesê nie. Jy het hierdie uitnodiging waar sê luister gou ouens, waar Jesus kom en sê luister gou, Jesus is iets wat ek met julle wil deel. Ek weet tot nou toe het julle gedink julle kan nie. Julle vissermanne, julle kan nie met God praat nie, want net die beste van die beste kan, die skrifgeleerders. Maar kom ek sê gou vir jou iets. As jy met God wil praat, hierdie is hoe jy met hom praat. Ja. En daai ouens wat daar gestaan het, so of Petrus sou, is hy ernstig dat ek kan praat. En ons besef nie, tot daai punt toe, daai ouens nie geweet nie, dit het nie, hulle het so of, ek kan nie, Jesus is ongelooflik, en ek kan met hom 'n gesprek hê, maar God, die Elohim en die Messias, hierdie figuur, ek kan nie met hom praat nie, maar so praat jy met die Here, met God, en met die koning, en hulle so of, ernstig. Want toegang was beperk daai tyd, die toegang was beperk in die tempel, die hoëpriester het die voorreg gehad om 1 keer per jaar met 'n tou in te gaan. Jy was absoluut beperk om sommer net met die koning te gaan gesels, dan kom Jesus en hy sê die koninkryk kom, hy wil geskied, en dit vat ons na die volgende ene toe, dat gebed nooi ons uit om in die koninkryk met hom te praat, maar gebed nooi ons ook uit om ons wil te rig
volgens sy wil. Want dis wat gebed doen, dit rig jou. Dan kom Jesus wat jy nou gesê het in Matteus 6, dan sê u koninkryk kom, u wil geskied, net soos in die hemel so op die aarde. En dan herinner hy ons dat God se wil, God se droom nie daar is nie. Want ons het laas ek gesê, die koninkryk is nie 'n fisiese plekkie, dit is 'n hier en 'n nou, en ek en jy deur sy genade absoluut kan volgens sy wil leef, en moet volgens sy wil leef, net soos in die hemel, so op die aarde. Ja, daar's hierdie konsep van, ons sê die woord dan maar in ons hart bid, ons Vader wat in die hemel is, laat my gemak verheerlik word, laat my koninkryk kom, en laat my wil geskied. En vandag ook. Gee my vandag my daaglikse oorvloed. Asseblief net nie brood nie, want nee. Stukkie steak en 'n defender. En vergeef die wie ek wil vergewe, maar nie die ander nie. Weereens, ons reëls, sy koninkryk, werk nie so nie. Ons hou nie daarvan nie, nee. Ons het 'n dogma en 'n godsdiens idee van dit wat ons uitdaag diep in hierdie reeks net. Van ons wil ons eie Bybel skryf, ons wil ons eie manier skryf hoe om God te dien, en as ons nie daarvan hou nie, dan skryf ons dit een kant toe net. Luister, ek en jy kan nie leef soos wat ons wil leef in die koninkryk van die Here met ons eie reëls nie. Daai ding wil ons hard stamp in hierdie reeks net. Daar's 'n koning, en ek en jy is sy vriende, word sy vriende genoem, maar ons is sy diensknegte. Ja. Daar's niks wat ons keer om eerlik te wees nie. Ek dink in gebed is totale eerlikheid om vir die Here te sê, U is God en U is groot. Here, ek het in 'n gesprek gister wat ons gehad het, toe sê ek, want almal praat toe nou, ons praat oor ons hart, en as ons iets doen, en ek sê, weet julle, meer as helfte van die tyd, die gehoorsame goed wat ek vir God doen, ek wil nie dit doen nie. Ek is 'n introvert, ek wil vir myself sit en wees. Gemaklike lewe skep. Daai ding van Jesus wat hy sê is, hy gaan na een diensknegt toe en hy sê, gaan doen hierdie vir my, en hy gaan na die uit daai huis in die Excelsie, en hy gaan na die ander en sê, doen dit vir my, dis reg, ek sal dit doen, en wie is die ou wat in die veld is? Wat gesê het, ek wil nie, en ons mis daai van 'n koninkryk is dat, ons moet, en ek dink die punt is dat met daai hartsoortuiging doen wat ons vir Here doen, en bid en alles, maar ook eerlikheid hê, en te sê dat Here, hierdie is die koninkryk, ek het baie lus nou om hierdie volgende ding te doen nie, maar die groot ding is, jou ware hart en jou oortuiging en jou, die Engelse sê commitment kom uit, in die sin van, hierdie is iets wat die Here my mee konfronteer, maar is sy koninkryk, en die idee dat elke keer ek moet so opgewonde wees oor die goed wat hy vir my gee, ek dink, jy kom op die volle verstaan van jou roeping in jou lewe, as jy die dag voor die Here sit, en bid, en bloed huil, of sweet, en sê, Here, neem die beker van my al weg. Dis wat Jesus gedoen het in sy gebed. Presies wat hy gedoen het. My pa se koninkryk lyk so, en ek kan na hom toe gaan in eerlikheid, en as dit sy wil is, dan die beker wegneem, en daai gesprekke, die Here wil hê ons moet oorvloed hê, die Here wil hê ons moet ons lewe geniet in sy wil, in sy koninkryk, maar hy het 'n wil, en ons gebede moet dit reflekteer, as dat, Here, ek is eerlik, ek is nie lus vir hierdie nie, ek is eerlik, ek is miskien bang, ek is eerlik, maar in my gebede besef ek ook wie U is. En ek gee dit oor aan U, want U is 'n goeie koning wat weet waartoe hierdie skip gaan. Jesus in Getsemane. En daai is 'n groot oomblik, nie? Ek bedoel, Jesus kon weggestap het al. Maar wat doen hy? Ek bedoel, dis die seun van God, sê hy daai ongelooflike woorde, nie my wil nie, maar U wil geskied het. En as jy weer na die ritme van Jesus se lewe kyk oor gebed, het gebed om die plek gevat van waar hy die wil van God geken het, en waar hy sy wil onder God se wil gesit het. Maar dis gebed wat die katalysator was daar van Andreas. En dus omdat hy 'n lewe van gebed gehad het, ek en jy sukkel baie keer, om ons eie wil te sit onder sy wil, omdat ons nie die koninkryk leef met gebed nie. Dan gebed, Rias, ons het daar gesels gister in die afwesigheid, gebed is hierdie tool, om die koninkryk van God vorentoe te vat. Jy weet, gebed is nie net hierdie passiewe ding nie, nee? Dis net hierdie van, maar gebed het absoluut die krag om goed te skuif in hierdie wêreld net. Want dis die ene wat die Here vir ons gegee het, om regtig goed te skuif en 'n verandering te bring in hierdie wêreld. Efesiërs 6 praat van die wapenrusting van wat vir ons gegee word, en dan aan die einde daarvan, dan sê Paulus, en hy sê, bid in alle tye in die gees. Hy sê, luister, as jy jou gebed het die vermoë om goed te skuif. Hy sê het so mooi in die Engels, hy sê, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with perseverance, making supplications for all the saints. Bid vir mense. Want jou gebed in die gees
vir ander mense se hart en lewe. Dis 'n onselfsugtige ding om te doen, is gebed. En dis hoekom dit so kragtig is, ons stap nie in nie. Ja, en in die konteks van die hele wapenrusting, wat begin deur, hy praat voor die wapenrusting wat jy aantrek, sê, verwys dit 3 keer na jy moet staan. Dan het auto stand firm then. Dan gaan hy in die proses in waar jy wapenrusting aantrek. Die prentjie word geskets van 'n soldaat. En dan gaan hy in gebed in. En wat gebeur is, ons trek hierdie wapenrusting aan, die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. Ja, die belt, alles, skoentjies. Ons bid in die gees en dan lekker slaap. Ja. En 'n soldaat en ouens wat besef is, die enigste tyd wat daai ouens enigstens wapenrusting aangetrek het, is daar's besigheid. Daar's nie 'n ding van diensjaar of miskien die idee van ons gaan nooit 'n oorlog veg nie. Hierdie ouens het geweet dat 'n Romeinse soldaat het jou moontlik wag gestaan, maar daar was heeltyd moeilikheid, maar as daai ouens het verstaan, as jy iets aantrek, gaan jy beklei. Ja. Dit is nie, daar's nie eens 'n kwessie van enigiets. Hulle was gereed geweest en om af te sluit om te sê dat right manne, jy het nou aangetrek, jy is reg om te beklei. Jy gaan hierdie swaard nou. Dit is nie 'n miskien of so nie. Dit is nie dat jy gaan net mooi lyk nie. Ja. Nou bid jy altyd in die gees. So hierdie ouens het te besef, dis die speech, dis die William Wallace deel van dis daai Patriot wat hy sê. Is hierdie ouens, as jy daai speech ingaan, as jy daai gesprek het, daar gaan iets gebeur iets daarna en jy praat. Ja. Ek dink William Wallace op sy perdjie toe hy daar rondgehardloop het, hy het gepraat met die idee dat die ouens nou gaan hardloop. Ja. En dis gebed, ons praat en hulle mag my lewe vat, Here, en hulle mag alles my vat, maar hulle gaan nooit my vryheid vat nie. En dan doen ons. En dis die krag van gebed, is om konstant in die gees dit te doen en ons breek daarso. Ons doen ons baie keer die ouetjies wat omdraai en gesê, weet jy wat, Here, ek dink gebed is net dankie vir vandag. As ek bid vir my kos, is dit almal mos 'n rympie of is dit 'n ding van hier mag gif in wees of dit mag my miskien siek maak want en is nou 'n bietjie van 'n eenvoudige voorbeeld, maar ons moet op daai punt kom wat ons besef in 'n koninkryk is dit kommunikasie met die koning is meer belangrik as amper enigiets anderster. Ja. En om daai punt te kon kom. Ja, en as die vyand ons die koninkryk kan laat stil bly. Ja. Dan vernietig hy eintlik die koninkryk van binnekant af. Ja. Want as ons stil bly, dan praat ons nie, dan bid ons nie, then we don't advance the kingdom net. Ja. En ons word uitgenooi om die koninkryk van God, dis die opdrag wat Jesus ons gegee het, om sy koninkryk te gaan bou, om dit uit te bring. En een van die ons te doen is gebed, Rias. En dan die laaste ene wat ons so gister gesels het, is die herinnering dat gebed, en dis wat eintlik die hele ding oor gebed saamvat, dis eintlik 'n verklaring dat ek afhanklik is van Jesus. Ja. Dat ek nie uit my eie krag uit kan leef nie, dat ek die koning nodig het, en Jesus in Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok. Dis die mooi ding van, as 'n man, is die lote. As 'n man verlief is mos, 'n jong man, en hy wil die wêreld vertel, hy wil vir haar vertel, hy wil ma vertel, pa vertel, hy wil praat, want dit wat in jou hart is, borrel uit na, dit is net 'n opwinding, as jy 'n nuwe bakkie koop ook seker, ek sal nou nie weet nie, maar of 'n Defender. Ja, of 'n Defender, ja, dan praat jy ook, maar ander mense praat meer met jou, maar dis die ding van gebed, daai wat in jou is, dit borrel uit, ek kan nie stil bly nie. In die geraas van vandag en die duisternis vandag is daar mense wat nodig is om liefde uit te roep in die vorm van die woorde van die koning. Dit gaan jy net kry as jy met God praat. En ons moet praat en ons moet met God praat. Ons moet met ander mense ook praat, maar ek dink die groot ding is begin eers deur met die koning te praat en dan. Ja. Want ons doen nie dit nie. Ons praat ander stemme en dan okay, maar dit klink soos die koning. Ja. Dis 'n mooi voorbeeld volgende week soos ons nou afsluit is ons jeugpastoor saam met my op plank en kort. Dis weer eens, ek gaan bid hierdie week. Ja, jy moet bid, jy gaan nodig hê. Die jong man, of hy gaan niks sê nie, net sit en vir my glimlag, want dit het hy ook al gedoen, of hy gaan iets sê, en dan moontlik as jy dan terug is gerei, is ek in die moeilikheid, so, weer eens, kom ons bid, die kleinste goedjies, die grootste goed, kom by die koning uit, wat is die wil in die week wat voor lê, wat is die wil in die dag wat voor lê, my huwelik, my kinders, alles, Here. Ja. Dis die hart van wat ons oor wil gesels het vandag net. Dat die Here nooi ons uit om in sy koninkryk te wees, is nie 'n fisiese koninkryk nie, is 'n geestelike koninkryk, en dan nooi hy ons uit om met die koning te praat, en mag ons herinner word dat hy met ons graag wil praat. Kom ons praat met hom. Ja, en Gary, dankie dat jy nou, ek weet as jou verlofweek afgevat het, en 'n bietjie gepraat het, en geniet as ek het reg uit die Kaap, die mooi lande. Ek sien uit om met Rian bietjie volgende week te gesels, ons hoop vir die beste. Miskien het ons dan 'n Stanley beker. Ja, hy het gesê, hy gaan syne bring, as hy nie vir my ene gaan bring nie. Is ek soms hou vir jou ook, so. Dankie, heel moontlik. Dankie. Mooi dag.